Goeiedag en baie welkom by nog 'n digitale diens. Vandag het die Here dit op my hart gelê om jou te praat uit Johannes 20 vers 11 tot 18. Dit is die storie van Maria Magdalena wat by die graf van Jesus aankom en dan ontmoet Jesus haar daar. Kom ek lees vir die gedeelte, dit is Johannes 20 vers 11 tot 18. Maar Maria het buite die graf bly staan en huil. En terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. En een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra haar toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, meneer, as jy hom weggevat het, sê vir my waar jy hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria, en sy draai toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê te vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel, wat hy vir haar gesê het. Wie was hierdie Maria Magdalena? Hierdie Maria Magdalena lees ons van in Lukas 8. Daar staan, die 12 was saam met hom en daarby 'n aantal vroue wat van bose geeste en siektes genees was. Daar was Maria, bekend as Magdalena, uit wie 7 bose geeste uitgegaan het. So, hierdie Maria het vir Jesus geken. Party mense sê, dis dieselfde Maria wat Jesus se voete gewas het en sy voete met haar hare afgedroog het. Ons is nie seker nie, maar wat ons wel weet, is dat sy 'n intieme verhouding met Jesus gehad het, en dat Jesus 7 geeste uit haar uitgedryf het. So sy het vir Jesus gemis, sy het by die graf gestaan en gehuil, sy het hom gesoek. Net soos wat ek en jy ook vir God soek, vir Jesus soek. Sy is lief vir Jesus, sy staan by die graf en huil, sy is moedeloos. Jesus het gesterf, die dood het haar gebreek, verdriet het haar gebreek. Die dood breek ons. Verdriet maak die lewe vir ons moeilik. Sy kan nie by haar verdriet verbykyk nie. Sy het gekom om Jesus te kom soek. Sy het 'n liggaam kom soek. Maar Jesus is nie meer 'n liggaam nie. Sy het 'n lijk kom soek. Jesus is nie meer 'n lijk nie. Sy buig vooroor in die graf om te sien waar Jesus sien. Sy soek 'n liggaam. Dis wat sy verwag. Maar dis nie wat sy gekry het nie. Philip Yancey se boek The Jesus I Never Knew het 'n groot indruk op my gemaak en ek wil 'n aanhaling lees uit sy boek uit. Hy sê, author Frederick Buechner is struck by the unglamorous quality of Jesus' appearance after Resurrection Sunday. There were no angels in the sky singing choruses, no kings from afar bearing gifts. Jesus showed up in the most ordinary circumstances. A private dinner, 2 men walking along a road, a woman weeping in a garden, some fishermen working late. Jy sien, Jesus verskyn aan ons op baie gewone, ordinêre maniere. En miskien verwag ons hom baie keer nie so nie. Maria het gekom en sy het vir Jesus verwag as 'n liggaam in 'n graf. Sy het nie eers die hint gevang toe die engele vir haar daar sit nie. Sy het sekerlik gehoor dat Jesus in sy leeftyd gesê het, hy gaan uit die dood uit opstaan. Sy het nie verwag nie. Sy het aan haar verdriet vasgekyk. Sy was vasgevang in haar verdriet. Die engele vra vir haar op 'n mooi manier, nie op 'n veroordelende manier nie. Mevrou,
Waarom huil jy? Hulle vra dit sag vir haar, hulle vra dit mooi vir haar, dis amper 'n uitnodiging. Dis amper asof hulle vra, Maria, jy dink nog aan dood en verlies, maar hier is iets meer, hier is iets groters. Hierdie Jesus lewe. Moenie vashou aan jou verdriet nie. Haar oë is verblind deur haar verdriet. Soos baie keer ons ook. En kyk haar antwoord. Haar antwoord is aards. Haar antwoord is menslik. Mens kan dit verstaan. Wat het julle met hom gemaak? Waar is hy? Hoekom is hy nie hier nie? Sy soek 'n dooie Messias. En toe staan Jesus agter haar. En Jesus vra vir haar dieselfde vraag. Mevrou, waarom huil jy? Maar Jesus vra ook vir haar 'n tweede vraag. Vir wie soek jy? Albei hierdie vrae is baie goeie vrae, want aan die een kant vra Jesus vir haar, waarom huil jy? Want jy moenie huil nie. Jy moet bly wees. En aan die ander kant vra hy vir haar, wie soek jy? Want wie soek sy? Sy soek die verkeerde Jesus. Dis miskien hoekom Philip Yancey se boek se naam is The Jesus I Never Knew. Sy verwag nie 'n lewende Jesus, sy verwag 'n dooie Jesus. Net soos wat die engele se vraag 'n uitnodiging is Jesus se vraag miskien ook 'n uitnodiging. Kyk na my, ek lewe. Miskien is dit 'n uitnodiging aan ons toe ook. Kyk na my, ek lewe. Waar sal jy my sien? Waar gaan ek opdaag? Is ek miskien 'n tuinopsigter? Watter Jesus soek ek? Die een wat ek wil sien? Of die Jesus wat werklik opgestaan het, wat voor jou staan? Maria is vasgevang in haar verlede. Sy sien nie 'n toekoms nie. Jesus daag haar uit om hom as lewendig te sien, om hom teenwoordig te sien, om 'n toekoms te sien. Ek praat baie oor die boekie wat ek onlangs gelees het, wat so indruk op my gemaak het van Brother Lawrence. Die boekie se naam is The Practice of the Presence of God. Hy sê, waar jy ook al kom, God is daar teenwoordig. Raak net vir 'n oomblik stil en beleef sy teenwoordigheid. Maria se oë, geestelike oë, was verblind deur haar verdriet. Sy sien nie wie staan voor haar nie. Sy dink sy tuinopsigter. Miskien sien ons baie keer ook nie vir Jesus voor ons staan nie. Ons sien baie keer ook nie wat nie sin maak nie. Maar Jesus, God, is die gans ander. Ons kan hom nie vasvang nie. Hy verskyn aan ons op maniere waar ons die minste verwag. Byvoorbeeld, ek is siek en nou dink ek, die enigste manier hoe ek vir God kan beleef en God kan sien is as ek genees word, en dan later kom ek agter, maar God is ook in my siekte. My geliefde sterf. Ek is so vasgevang in my verdriet, ek kan nie daarby verby kyk nie. Ek weet nie wat gaan ek doen nie, ek sien nie 'n toekoms nie, en dan sien ek vir Jesus. Ek beleef vir Jesus in die feit dat ek weet my geliefde is by die Here in die hemel. Partykeer kom soek ek Jesus in die kerk en dan kry ek hom by die punt. Partykeer soek ek Jesus by die punt en dan kry ek hom by die kafee. Partykeer soek ek hom by die kafee en dan kry ek hom weer in die kerk. God, Jesus, is oral teenwoordig. En toe sê Jesus haar naam. Toe sê hy vir haar Maria. En dis baie belangrik, want Jesus herken en erken haar. Hy gee vir haar identiteit. Hy sê, ek ken jou naam. Jy is my geliefde dogter. Jy is vir my belangrik. En dis asof sy vir die eerste keer haar naam hoor. En sy draai om. En sy hoor die stem van liefde wat met haar praat. Want eers as ons die stem van liefde hoor wat met ons praat, dan besef ons eers wie ons regtig is. Ek is die geliefde seun van God. Jy is die geliefde dogter van God. Maria, ek ken jou op jou naam. Jou identiteit is dat ek jou ken en dat jy my geliefde is en ek stuur jou, want Jesus sê, gaan vertel wat hier gebeur het. Ken Jesus my naam? Nee, wat nie my naam nie. Natuurlik ken Jesus my naam. Die Bybel sê, hy ken selfs elke haar op my kop.
Hy ken my intiem, hy ken elke detail van my, hy is lief vir my, ek is sy geliefde, hy stuur my om vir die wêreld van hierdie liefde te gaan vertel. In die Ou Testament staan dit al in Jesaja 43 vers 1, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Kyk bietjie na 'n verdere aanhaling van Philip Yancey uit sy boek The Jesus I Never Knew. Hy sê, one reason I am open to believe, I admit, is that at a very deep level, I want the Easter story to be true. Faith grows out of a subsoil of yearning, and something primal in human beings cries out against the reign of death. So Maria kom daar by die graf aan en sy soek vir Jesus, net soos wat ek en jy vir Jesus soek. Hier's iets in ons binnekant wat wil hê dat die opstanding moet waar wees. Ek wil hê my geliefdes moet by die Here wees. Ek wil hê dat as ek eendag sterf, dat ek my geliefdes gaan ontmoet. Ek wil weet dat ek eendag by die Here gaan wees. Ek wil weet dat ek eendag in alle ewigheid by die Here gaan wees. Ek sien uit daarna. Ek is opgewonde daaroor. Hier in my binnekant is daar 'n gat, die Engelse mense praat van 'n void, wat net deur God gevul kan word. Kyk die Bushmans, hulle bly daar so in die woestyn. Hulle het ook 'n jankering na God en hulle het toe begin om die maan en die sterre en die planete te aanbid, want niemand het vir hulle van Jesus vertel nie. Die Bybel sê, hoe sal iemand kan hoor as niemand vir hom vertel het nie, en hoe sal iemand glo as niemand gegaan het nie? Daarom moet ons Jesus se boodskap in die wêreld invat, want almal van ons het 'n hinkering na God. Ons het 'n hinkering na meer. Ons soek na God, maar ons maak 'n fout, want ons soek baie keer na die verkeerde Jesus. En toe draai Maria om, toe Jesus haar naam noem, en hy, en daar verander alles. Want ewe skielik word sy nie meer deur hartseer verlam nie, ewe skielik word sy van disipel getransformeer na apostel, na iemand met 'n roeping, wat Jesus sê vir haar, gaan vertel dadelik, en sy het gaan vertel, sy het gesê, ek het die Here gesien. En dit is wat Jesus se verskyning aan ons doen. Dit sê vir ons, gaan vertel. Maar Maria noem Jesus nie Rabbi nie, sy noem hom Rabboni. Kyk wat sê die internet, wat beteken dit? Rabbi, die woord Rabbi, Hebreëse woord my leermeester, maar die woord Rabboni staan hier so, a stronger, more personal form, meaning my great teacher or my master. So when Mary says Rabboni, it's more than just teacher. It carries deep emotion, recognition and reverence, almost like saying, my dear master, in that powerful moment when she realizes it's really Jesus. Maria herken en erken nou vir Jesus. En dit is 'n intieme, diep verhouding. En as jy dit gekry het, as jy gehoor het dat hoe Jesus jou stem sê, kyk mooi, Maria het vir Jesus gaan soek, maar dit is eintlik vir God wat vir haar gekry het. As jy dit ontdek, as jy Jesus se stem hoor wat jou naam sê, dan is dit so 'n kosbare parel en jy gaan verkoop alles wat jy het om daai parel te kry. Ek kan net gou iets anders uitwys. In die hemel is alles perfek. Daar's perfekte harmonie, daar's geen swaar kry, daar's geen wonde, daar is net genesing, daar's net liefde. Maar Jesus se wonde is in die hemel. Daar's 'n liedjie wat ek luister, 'n Engelse liedjie, 'n gospel liedjie, dit sê, the only scars in heaven won't belong to me and you. Die liedjie sê, the only scars in heaven will be on the hands that draws you near. Die enigste wonde in die hemel is Jesus se wonde. En hoekom is dit? Hoekom het die vredelikte liggaam van Jesus nog steeds wonde? Omdat hy vir ons wil sê, daar is 'n verlede. Ek dra julle wonde, ek vat julle wonde in die ewigheid in, sodat julle nooit wonde hoef te hê nie. Ek gaan julle wonde transformeer. Ek gaan julle wonde verander in iets moois. En dan sê Jesus vir haar 'n belangrike ding. Jesus sê vir haar, moet my nie vashou nie, want ek gaan na my Vader toe. Hoekom moet sy hom nie vashou nie? Want Jesus sê vir haar, ek is nou anders. Ek is nie meer die Jesus wat by jou aan tafel kom eet nie. Ek is nou die Jesus wat by al die tafels in die wêreld sit en eet. Ek is nou geestelik, ek is nou anders, jy kan my nie nou meer fisies vashou nie. Ek is nou die opgestane Here, wat aan almal verskyn, wat oral moet wees. Ek is nie nou meer die liggaam in die graf nie. En Jesus verander haar lewe. Jesus roep vir my en jou ook.
Hy wil ons swaar kry, hy wil ons ellende transformeer. Hy wil ons moet vir die wêreld gaan vertel waar en hoe ons hom beleef het, waar ons hom gesien het. Gister ja, was ek in die hospitaal, en ek het saam met iemand gebid, en ons het die Here so kragtig daar beleef, en daar vertel ek dit nou vir jou. As jy in die hospitaal kom, weet, die Here is daar, want ek kan dit sê, want ek het die opgestane Here daar beleef, vol liefde, vol genesing, vol deernis. Ek som op, ek maak klaar. Maria bly by die graf, sy soek vir Jesus. 'n siel wat soekend is, dis ek en jy. Ons herken Jesus nie altyd dadelik nie. Soos Maria, dink ons, hy gaan op 'n sekere manier aan ons verskyn, maar dan verras Jesus ons. Hy roep ons op ons naam, en ons herken hom. Hy doen dit, nie ons nie, want hy is lief vir ons, want ons is sy eerste liefde. En dan in die laaste plek, en dan sê Jesus haar naam, en dan kry sy identiteit. Jesus sê my naam, en ek kry identiteit. Wat is my identiteit? Dat ek die geroepene van die Here is, wat die wêreld moet ingaan, om vir die mense van hom te vertel. Ek is die geliefde seun, jy is die geliefde seun, jy is die geliefde dogter, en ons word in hierdie wêreld ingestuur, deur die krag van die Heilige Gees. Wat 'n merkwaardige verhaal. Ek hoop, dat dit vir jou so baie beteken, soos wat dit vir my beteken het. Amen.